Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se preekboodskap. Dit is my voorreg om ook op hierdie manier saam met jou te kan wees vanoggend en ek hoop en bid dat dit regtig vir jou besonderse geleentheid sal wees en 'n besonderse boodskap sal wees. Ons is besig om te kyk na God wat was, God wat is en God wat ook sal wees. Ons het laasweek gekyk na God wat is en ons gaan vandag 'n bietjie verder en kyk ook, maar hoe was God dan ook in die verlede gewees? Van die gemeente se kant af net 'n paar dinge. Eerstens, ons eredienste gaan voort op hierdie wyse vir tyd en wyl. Wanneer ons weer kan en wanneer dit nou weer mooi moontlik is, dan sal ons voortgaan met ons fisiese eredienste, soos dit ons laas jaar ook gedoen het aan die einde van die jaar en ook gesê het. So hou maar net die afkondigings mooi dop en wees maar net bewus, ons sal die nuus daardeur versprei deur al die platforms. Dan ook die almanakke gaan beskikbaar wees van hierdie week wat kom af. Dit is in 'n bietjie anderste formaat. Ons het 'n beperkte ene en dan is daar 'n plek vir die res. So ons gee eers die eerste 4 maande of so goeders deur en dan soos wat dit aangaan sal ons die res van die jaar se beplanning bysit. So dit help ons almal net van ons omdat ons met 'n bietjie groter stuk onsekerheid werk om dan net 'n bietjie beter beplanning te kan doen te midde van dit alles. Ons wil graag baie dankie sê ook vir almal wat bygedra het tot die gemeente se fondse die afgelope ruk, maar ons wil ook vir julle vra om asseblief voort te gaan daarmee. Soos dit nou elke jaar gaan, aan die begin van die jaar is ons gemeente se eie finansies onder druk. Vanjaar is nie 'n uitsondering nie. Ons is maar aan die begin van die jaar en dit is altyd 'n storie om net weer na al die Kerstyd en al waar ons so lekker geld spandeer het, om nou weer die gemeente ook weer aan die gang te kry. En ons vra mooi dat julle asseblief ook julle bydraes sal maak vir hierdie maand, sodat ons ook die gemeente se dinge daarmee kan doen ook. En sodat ons ook kan help. Want ook, soos in die verlede, nou met die tweede vlaag van COVID is die nood ook in 'n tweede vlaag. En het ons heelwat mense wat ons graag wil help vanuit ons noodfonds uit. En daarom vra ons dat indien nou enige bydraes wat jy kan maak, of dit nou finansiëel is, of dit nou met kos of klere, of kombers, of wat ook al dit is, of jy kan huisvesting bied selfs vir mense, of jy vir ons asseblief sal laat weet, sodat ons dit bymekaar kan maak en dan mense op die nodige manier kan help. Ons is in 'n tyd waarin ons opnuut gekonfronteer word om mekaar te help, en kom ons doen dit soos wat ons dit nog altyd gedoen het, en soos wat ons weet, ons het goed en reg kan doen. Daar's waar jy is, vir 'n oomblik, sit net so, sluit jou oë, raak rustig. Onthou, God is hier, en God is hier. Jesus is hier, Jesus is hier. Die Gees is hier, die Gees is hier. Hy is met jou, hy is by jou. Hy was altyd by jou, en hy sal ook by jou wees. Amen. Ons het verlede week gekyk na hoe God homself aan Moses by die brandende bos bekend gestel het, as die God wat is, wat altyd is. Maar as hy dan nou altyd is, dan was hy mos ook vroeër as nou, dan nie. Dan was God mos al van die heel begin af. Gaan lees weer 'n slag Genesis 1. Dis eintlik so 'n mooi begin. God staan aan die begin van alles. Maar wat lees ons dadelik raak? Donkerte, diep water. Maar God se Gees, sy asem, sy ruach, was reeds daar. En dan bring hy orde vanuit chaos. Hy sorteer dit uit wat onuitsorteerbaar lyk. Dink 'n slag aan 'n bol speelklei. Nou ons almal weet, aan die begin van die jaar, as mamma nou vir jou gaan speelklei koop, dan weet ons, jy kan dit nou so mooi oppas as wat jy wil, maar dit is net 'n kwessie van tyd, voordat daardie klei iewerster met mekaar gaan meng. En om daai klei nou maar weer uit mekaar te kry, en al die stukkies by mekaar te kry, ja, ons weet, dit gebeur nou maar net. Maar dit is nie hoe God werk. Hy los nie maar net chaos en dinge wat amper onuitmekaarbaar haal, wat die mekaar geloop het, hy los dit nie maar net.
Die hele res van Genesis vertel daarvan. Dit vertel verhale van begin en oorbegin, van kies en oorkies, van probeer en fouteer en weer probeer. Die sogenaamde aartsvader stories het almal hierdie lyn. God begin met iets, met mense, die mense maak minder as goeie keuses, en dan tree God in. En dan is daar 'n nuwe uitkoms. Nou, die laaste groot storie in Genesis, die ene van Josef, ken ons daarom maar al te goed. As jy regtig al van hierdie dromermannetjie nou vergeet het, gaan lees asseblief weer Genesis 37 tot 50. En dan weet jy ook sommer hoe die Israeliete in die eerste plek in Egipte beland het, maar dit is sommer net 'n kantaantekening. Maar goed, ter verfrissing, kom ons gaan vinnig deur hierdie verhaal. Josef was sy pa se oogappel, een van die twee seuns by die enigste vrou wat Jakob werklik lief gehad het. En Josef het egter 'n paar kontroversiële drome gehad oor die regering van sy familie. En hy was ook 'n bietjie voorgetrek geweest deur sy pa. En hierdie dinge het sy ouer broers so jaloers gemaak dat hulle hom wou doodmaak. Een van hulle kon daarin slaag om die ander te oortuig eers dat hulle Josef nie moet doodmaak nie, net in 'n put moet gooi, Reuben, en dan later dan besluit hulle, nee, maar kom ons verkoop hierdie ou, kom ons hom nou doodmaak of hier los, ons kan nou geld maak hieruit. En so beland Josef as 'n slaaf in Egipte. Nou is hy nog nie in die tronkie, nie. Hy werk nou eers vir die hoof van die farao se leiwag, Potifar. Maar Potifar se vrou, sy het haar eie plannetjies met Josef, maar Josef kies vir God, hy kies wat reg is, en hy hardloop weg. En sy draai die hele storie om, sodat Josef in die tronk gegooi word. In die tronk kry Josef egter 'n paar verantwoordelikhede, en maak hy naam vir homself. Wanneer die farao se skinker en sy bakker dan nou ook daar beland, ek het nog altyd gewonder, hoekom, wat het hulle nou gedoen, dat hulle nou daar beland het, maar goed, albei beland daar so en hulle albei droom iets ontstellends. Josef lê die drome vir hulle uit, en die skinker beloof dan kastig, ja nee, hy sal vir Josef 'n goeie woordjie by die farao doen, as hy uitkom. Maar hierdie goeie woordjie gebeur eers 2 jaar later. Josef kom verklaar dan die drome van die farao, want die farao droom dan oor hongersnood. Nou nie droom soos op 'n goeie manier oor hongersnood nie, natuurlik. So Josef kom en hy verklaar die farao se drome en die Egiptenare kan plan maak om die komende hongersnood aan te spreek. Josef se broers en sy familie terug by die huis, hulle beleef natuurlik ook hongersnood en hulle kom Egipte toe om kos te kom koop. Josef herken hulle en nadat hy eers 'n bietjie van 'n dodgy speletjie met hulle gespeel het, wat sy klein boetie behels, maak hy homself uiteindelik aan hulle bekend. Verstaanbaar genoeg is hierdie broers vrek bang, want hier gebeur presies wat hulle omtrent 25 jaar van tevore probeer stop het. Maar Josef stel hulle gerus en hy sê dat hy hulle vergewe het. Hulle gaan haal vir Jakob en almal kom woon lank en gelukkig, ten minste van die begin, saam in Egipte. Die einde. Nou, okay, goed, dis baie oorsigtelik. Julle moet die detail gaan lees, dis regtig belangrik. En nie net die Andrew Lloyd Webber musical gaan kyk nie, so nice as wat dit is, gaan kyk hom gerus, maar daar is meer. As jy kan, kry ook Max Lucado se boek, Jy sal hierdeur kom, of as jy in Engels hou, You'll Get Through This, kry dit in die hande, want dit behandel die hele storie in detail. Nou, Josef se verhaal vra 'n paar vrae. Wie se skuld was wat? Wie was vir wat verantwoordelik? Wat was wie se bedoelings? Was Josef regtig so arrogant dat dit sy broer se optrede geregverdig het? Is mishandeling en misbruik van mense vir jou eie gewin ooit die slagoffer se skuld? Wat van by Potifar se vrou? Het Josef haar aanleiding gegee? Wat was haar bedoeling gewees? En toe die skinker van Josef vergeet het, wat moes Josef toe doen? En later met sy broers, wou hy hulle eers 'n bietjie laat suffer voordat hy hulle gerus stel en help? Nou, ons kan lekker hieroor debatteer, maar die groot vraag wat hierdie verhaal vir ons laat vra, is die volgende.
Het God alles beplan, of het hy die kromlyne reguit kom trek? Om vir God die skuld te gee vir alles in ons lewe, alles in ons lewe, laat ons op 'n gevaarlike terrein beweeg. Of God dinge toelaat en of hy alles veroorsaak, daaroor kan ons net so lank debatteer as wat ons wil, maar wat ons wel kan raak sien, is dit. Hy was nog die heeltyd daar, van die begin af. Het is belangrik om raak te sien hoe hierdie storie van Josef vertel word. Nergens staan daar aan die begin van die verhaal dat God agter alles gesit het, né? Daar staan nie van die begin af, maar die Here het die volgende beplan en dan gebeur dit goed. Maar hier aan die einde kry ons wel twee teksgedeeltes wat ek vir ons wil uitlig. Lees gerus saam met my. Die eerste ene is in Genesis 45 vers 1 tot 8, waar Josef nou klaar sy broers eers bietjie vir 'n raai gevat het en nou gesien het hulle het regtig ten goeie verander. Ons lees daarso saam. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom weg te gaan en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte. Ongelooflik om hierdie te hoor, nie? En dan, nog 'n rukkie later, nadat Jakob nou oorlede is, heel aan die einde van die verhaal en aan die einde van Genesis, kry ons hierdie volgende gedeelte in Genesis 50 vers 15. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het? Daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur. Voor sy dood het die vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van die vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie, ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Ons kry soms die idee dat God wag en kyk wat ons gaan doen. Watter keuses ons gaan maak. Watter kanse en geleenthede ons gaan vat. Hoe ons gaan operei. Amper om onsself kans te gee om iets te doen. Dis nie 'n wegkyk nie, maar 'n wag en kyk. Kom ons vat hierdie voorbeeld. As 'n babatjie leer loop, dan hou ons hom aan die hand vas, reg? Maar op 'n stadium los ons tog hulle hande sodat hulle self kan probeer. Al boens hulle 2 tree verder op hulle boude neer. Terwyl jy jou kind se hand los vir daardie oomblik, het jy hom tog mos nou nie verlaat nie. Jy gee hom kans om self te probeer. Nou hierdie is dalk 'n sagte voorbeeld, want tog raak dit vir ons
te veel. Die seer van ons lewe, wat ons ervaar, wat ons beleef, is dikwels heel wat erger as 'n babietjie wat nou maar daai klein entjie grond toe op sy boude val. Dit maak seer aan ons binnekant. Dis goed wat diep sny, dis goed wat ons nie verstaan nie. Dis goed wat ons mee moet deel, want dis hier. Vat Josef in die tronk as 'n voorbeeld, nadat die skinker dan daarso weg is. Ek kan net dink wat deur sy kop gegaan het, want hier was uiteindelik sy kans om uit te kom. Die een ou wat sy situasie kon omdraai, wat so naby aan die farao is, wat die waarheid by die big boss kon gaan vertel en hom uit die tronk uit kon kry, uit hierdie slegte situasie uit kon kry. Was al sy hoop nie op die skinker nie? Verbeel jouself gou Josef dink, môre gaan dit gebeur. Môre gaan die farao my kom haal en dan gaan my saak aanstel en daai slegte vrou gaan kry wat haar toekom of wat ook al. Net om te dink, môre gaan dit gebeur. Môre gaan dit gebeur. Okay, dalk volgende week gaan dit gebeur. Definitief volgende week. Definitief voor 'n maand. Dalk later niks. Maar in al hierdie was daar meer aan die gang. Op die regte tyd tree God in. Wat was die regte tyd vir Josef? Wie het dit bepaal? Ons lees dat Josef in die tronk 'n groot klomp verantwoordelikheid gehad het en oor ander gevangenes aangestel is. Hy het 'n klomp bestuurskills opgetel wat hy waarskynlik nie op die weivelde van Sichem sou geleer het nie. En wanneer hy dan nou genoeg voorberei is, dan tree God in. Maar God was die hele tyd by hom. Lees in Genesis 39, paar hoofstukke voor dit. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom, en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goed gesit geword het. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk, en van wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik, en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag. Kyk na waar jy tans in jou lewe is. Dalk voel dit vir jou soos 'n doodloopstraat. Dalk weet jy nie waarna toe jy gaan nie. Dalk is daar seer waarmee jy deel, dalk is daar 'n situasie wat vir jou net te groot is, net te erg is, net te veel is. Dalk lê die jaar soos 'n gapende afgrond voor jou. Is God afwesig? Is God spiteful met jou? Of is hy besig om vir jou skills te help leer, wat jy volgende in jou lewe nodig gaan hê? En wag hy saam met jou vir die regte tyd? Noem dit, en dit het vir Josef oorgekom. Hy was mishandel, hy was misbruik, hy was misverstaan, hy was verlaat, hy was weggegooi, verkoop, alleen, uitsigloos, ver van alles wat hy geken en liefgehad het. Noem dit. Het God dit oor sy pad gebring? Het God hom vir een of ander iets gestraf? Nêrens lees ons dat God die broers geïnspireer het om vir Josef dood te maak of te verkoop, of dat God vir Potifar se vrou gesê het om oor hom te jok of so nie. Nêrens lees ons dit. Maar God is groter as al daardie sleg en seer en hartseer en pyn wat oor Josef se pad kom. God gebruik mense se wandade tot sy eie eer en hy trek vir Josef aan die ander kant uit. Al vat dit letterlik omtrent 'n kwart uur, as dit nie langer was. Waar was God? Die hele tyd daar. Vat 'n stil tydjie vandag of iewers in die week
en kyk terug. Waar was God in jou verlede? Waar kan jy nou raak sien dat hy was? Waarvoor het hy jou toe al voorberei? Watter skills het jou swaar kry jou geleer? Hoe het dit jou gevorm tot die mens wat jy nou is? Dalk is daar iets wat jy daaruit gekry het wat jou laat dink het, ek wil nooit so wees soos daai mense nie. Ek wil dit nooit so doen soos wat ek het toegedoen het nie. Ek wil beter, ek wil anders. Wat het ons geleer deur die pad wat ons was? As God dan ook in daai verlede by ons was, selfs in jou heel donkerste nag, sal hy nie dan ook vorentoe saam met jou wees nie? Ons God is, maar ons God was ook, van die heel begin af. Mag jy dit vandag van vooraf onthou, en mag jy dit nie vergeet. Amen.